Welkom terug weer by die volgende sessie en ek het julle in die vorige slot, die sessie het ek vir julle beloof dat ek het 'n mooi getuienis vir julle en vir my is dit 'n groot getuienis vir ek en Troani. Ons het baie getuienisse in ons lewe, baie, maar hierdie was een van ons eerste grootes, as ek dit so mag noem. En dit is altyd hoekom ek hierdie een wil deel. Daar's so baie ander al, maar ek wil graag hierdie een deel. Nou onthou in die vorige sessie ons praat oor dat bonatuurlike skulddelging. En daar's 'n rede kom ek sê bonatuurlike, want ons moet in die bonatuurlike indelf. God het 'n bonatuurlike manier wat julle al teen hierdie tyd al ontvang het en verstaan. Maar daar's ook 'n bonatuurlike voorsiening wat ons ook nou al gesien het en wat die Here vir ons wil gee. En ons het afgesluit met praat jou vryheid en verklaar jou wysheid en ek het dit vir julle verduidelik en ek wil hierdie getuienis met julle deel aangaande hierdie konsep oor praat jou vryheid en verklaar jou vryheid. Om te verstaan dat wanneer ek reg begin praat, wanneer ek reg begin verklaar, wat dit in my lewe aktiveer. Ons het in 1999 het ons bykans ons huis verloor waar ons gebly het in Kempton Park en dit was maar 'n verband gewees van R180,000 daai tyd. En maar die rentekoerse was baie hoog gewees daai tyd en ons het net nie meer geld gehad ons kon nie by dit bykom nie. Vir al die redes wat julle al reeds gehoor het. En dis toe ek na die Here toe gaan en vir die Here gevra het, Here, maar U moet my help. Ek sien nie die beloftes nie. Ek sien nie dit in vervulling in my lewe nie. Toe sê ek gaan jou help met dit, ek gaan jou leer. En daai proses het toe begin. En toe lei die Here ons na Pretoria toe en hy sê vir my ek moet Pretoria toe trek. En Troandi het 'n pos daar gehad as 'n apteker in Pretoria. En ons trek toe in 'n huurhuis in. Maar die proses na daai huurhuis, wat in my emosies losgemaak was hel. Dit was, ek het net gevoel, nooit weer, ons gaan nooit weer kan sien wat die Here vir ons gestoor het nie. Wat, of 'n huis kan hê, of 'n kar kan hê, of enigiets. Ek het al reeds my kar verloor, en ek is nou reeds op die plek waar ek ook my huis verloor, maar ek verloor hom daarom nie as gevolg van slegte skuld nie. Ek verloor hom net, ek moet hom laat gaan, want ek kan hom nie bekostig nie. En ek onthou dat ek het na 'n vriend toe op daai stadium gegaan en vir hom gesê of hy vir my R10,000 net sal leen wanneer die huis verkoop, want as ek agterstallig was op my paemente, dan sal ek dit uit die wins uit vir hom weer teruggee. En ek sê toe vir hom, ek sê die rede hoekom ek vir jou sal teruggee is omdat ek 'n salwing van finansiële vryheid op my lewe het. Ek het dit so vir hom gesê. Nou moet jy verstaan, ek kom na hom toe en ek sê vir hom, leen vir my 10,000, want ek het 'n salwing van finansiële welvaart op my lewe. Hoe absurd klink dit? Jy sê, dit is wat by die wêreld dwaas is by God wys. Ek het dit gepraat, want ek het dit geglo, ek kan dit ook nie sien dit in my lewe nie, maar dit wat die woord sê. En ek het gesê, as 'n salwing in my, wat welvaart besig om te genereer in my lewe. En ek sal nooit vergeet, hy het my gesê, whatever, maar hier is die R10,000. En hy is ook nog gered, maar om die huis te verkoop, vir my R10,000 teruggee, en ons trek Pretoria toe, hier in die huurhuis, maar nou soek ons eers 'n huis. Nou, ons paaiement daai tyd, ek kan regtig nie onthou nie, ek dink dit was R3,000 'n maand gewees, 2,800, dis wat dit was, R2,800, kan jy gees, 2,800, ons kon nie dit bykom nie. Ons kom in Pretoria, ek weet nie wat is ryk areas, arm areas, was beter areas, ek soek maar net nou 'n huis wat naby aan Menlyn Mall is, want dis wat Troandi se apteek was binne Menlyn, en ons soek daar in daai omgewing, die ooste van Pretoria. So, nou kom ek in, daai huure is duur, is meer as wat my paaiement, my verband was op my huis, wat ek nie kon bydra nie. En ons kyk na hierdie, en my gemoed het so geval, ek net sê, Here, ek weet nie nou nie, ons moet 'n huis kry, het my nie net gestuur. En iemand sê vir ons dat, hulle oupa en ouma verkoop huise, hulle het 'n agentskap en hulle kan vir ons kyk van huis, en hulle kry toe vir ons 'n huis in Lynnwood Riff, 'n huurhuis nou. En ons gaan kyk na die huis, en dit is 'n groot huis, is 'n pragtige huis daar op die Riff, en ons hou van die huis, obviously. En ek vra vir die oom en tannie, wat nou, hulle wil hom net vir die huur, hulle tree af en so aan. En ek vra, hoeveel is die huur? En hy sê vir my, R5,300. Nou jy kon net sê wel vir my gesê, dis R50,000 'n maand. Geen verskil nie, want hoe gaan ek van R2,800 ewe skielik nou na
R5.300 toe. En ek hoor die Heilige Gees vir my sê, dis jou huis, vat hom. Sien, dis nou waar jy, weer eens Heilige Gees, nou wanneer God met jou in jou gees praat, hierso gaan dit dom klink, hier gaan dit kom en sê, dis onmoontlik, hoe gaan jy hierdie verwerk, hoe gaan jy hierdie dinge uitwerk vir jou lewe, maar hier het ek geweet is vir die Here praat, en ek en Trani praat die aand daaroor, en sy ervaar ons, bevestig daaroor, ons sê, dis wat die Here vir ons sê, en ons die volgende dag, die mense laat weet, en gesê, ons sal dit neem. Nou ek het elke dag hierdie beginsels toegepas, wat ek met julle hierso deel, ek het gebid, ek het verklaar oor huis, en ons het elke maand die huur kon betaal, en ek onthou, een maand het ek gebid, en ek bid, en ek hoor die Heilige Gees my sê, maar dit was so komieklik geweest, ek hoor op my sê, hy sê, die huis is klaar betaal, is reeds betaal. Ek sê, wat? En ek bel Trani, en ek sê vir haar, is die huis hier al klaar betaal? Sy sê, ja, by die 31ste was het al betaal geweest. Want ek wil nie, ons praat nie oor realiteit nie, ons wil nie praat, het ons die huur al betaal, het ons die geld vir hier nie, wanneer gaan ons die huur betaal? Nee, ons staan in geloof. So ek het nie hierdie tipe dinge, tot vandag toe nog, ek kommunikeer nie so met Trani nie. Ek staan vir wat ons moet staan, ek sien die groter prentjie in die woord, en Trani is baie profeties ook met dinge, maar sy dis waar ons hulpmaats is, en sy ondersteun my met dit. En ek sê, jy het klaar betaal? Sy sê, ja. Ek sê, nou, hoekom het jy my nie gesê nie? En sy sê oor die foon, sy sê, want ek jy maar gelos het, jy so lang volgende maand sal inroep. Ek sal dit nooit vergeet in my lewe. Nou, dit was my so mooi gewees, die beginsel wat die Here hier met ons deel, en ook tussen ek en Trani, ons verhouding saam, in ons journey, ons reistog vorentoe. Dit was so lekker, tot vandag toe nog ek en Trani saam, in hierdie reis. Ons doen dit saam, ons verstaan saam. Ek en my vrou is 100% op die selfe bladsy wat hierdie betref, vir ons lewens. Dit is 'n wonderlike ding te wees tussen 'n man en vrou, want hulle saam staan oor 'n saak en saamstem en weet wat die woord sê en die insig het rondom die woord. En wanneer ek vir Trani sê of sy vir my sê, kom ons verklaar oor hierdie ding. Daar's party aande as ek en Trani nagmaal gebruik dat die openbaringskennis net so deur haar vloei, die wysheid van God. Dit val net sommer so in plek vir my ook. Want my gees is ryp, my grond is voorberei, en wanneer sy sulke dinge dan verklaar, ek verstaan dit, ek weet dit, dis die ding, wat verstaan jy, ek die vrou van my en so, en wederzijds weer is, ons is op een bladsy, een in gees. Maar in elk geval, hier bly ons in die huis, en 2 jaar later, sit ek, en ek lees die woord, en soos ek die woord net lees, verhouding met die Here, hoor ek weer eens, wysheid praat, die Heilige Gees het opbring, en hy sê vir my, dis die woord wat ek my sê, gaan koop vir jou vrou 'n huis. Nie gaan soek 'n beter huurhuis nie, gaan koop vir jou vrou 'n huis. Met daai stadium met julle onthou, ek het my bediening bedank, ek het afgestaan daarvan, is net Trani se inkomste, en ek het nie bewys van inkomste nie, ek het nie 'n salarisstrokie nie, my bankstate wys nie dat daar inkomste inkom nie, dus ek het maar net 'n spaarrekening met 'n paar randjies wat elke keer aankom. So ek het nie enigstens kredietwaardigheid nie, is wat ek wil sê, wat die wêreld vra van ons nie. Maar die Here sê, gaan koop vir jou vrou huis. En dis waar ek gegaan het, wat ek vroeër genoem het, waar ek uitkom en mense weet wat ek na huise soek, en ek het met mense vir sê, okay, ek gaan na agentskappe toe, en ek sê vir hulle, ek gaan wys vir my huis, en sê hulle, wat is jou begroting? En dis waar ek geleer het, hoe om reg te praat, hoe om reg te dink, ek het die dinge van God bedink, en dan sê ek, sê ek vir hulle, dis nie, ek begroot nie, dis wat ek wil hê. Ek sal weet wat ek wil hê. Want jy moet reg praat, moenie begroting praat nie. Moenie dat daai gees jou wil onderdruk nie. Jy mag nou sê, maar Steven is 'n wyse ding, jy moet kyk. Nee, jy doen nie dit nie. So in elk geval, ek kyk na hierdie huise, en een man het eendag aan my te gaan sê, hierdie huis pas nie by jou nie, ek wil jou na 'n beter huis te vat. En dit het nou onlangs weer met ons so gebeur. Presies dieselfde ding met ons gebeur. So, sy gaan, en ek kom te by een agent, toe hierdie laaste agent uit, en ek wil met haar werk, en ek sê vir die agent, luister hierso, sien jy hierdie huis wat ek nou hier, ek soek soortgelyke huis, ek wil hierdie grootte hê, ek wil, en ek het nie noodwendig 'n vorm van huis, of 'n styl van huis nie, maar dis die huis wat ek soek. So ek kom toe terug, daai tyd was daar nog nie die internet, wat jy die foto's het, hierdie was in 2001 gewees, 2002, as ek nie mis het nie, 2002, en sy kom met foto's met opsies, en sy sê, ek het hierdie huis, ek sê vir haar, daai twee wil ek nie gaan kyk nie, ek wil na hierdie huis gaan kyk. Ek gaan kyk na die huis, toe ek na die huis gaan kyk in Newlands, Pretoria, toe weet ek, dis ons huis. Ek sê vir haar, kan ek my vrou vanaand bring? Sy reël met die verkopers, ek bring Trani die aand, ons kyk na die huis, ons staan so in die
oprit na die huis toe en ek vra vir Trandi, hoe voel jy, wat sê die Here vir jou? Sy sê, darling, dis my huis, dis die huis wat ek wil hê. Nou, ons het ons huis verloor, tegnies, nie fisies uit die bank nie, maar ons moes hom laat gaan het in Kempton Park, wat 'n verband van R180.000 was. Hierdie huis is toe R1.7 miljoen, 2 jaar later, 1.7 miljoen. Mense, jy mag nou sê, maar hoe op dese aarde? Mense, jy kan nie verstaan hoeveel mense het al my lewe vir my gevra, wat doen ek addisioneel van bediening, so sê ek niks anders nie. Ek leef op hierdie. Dis hierdie beginsels. En ek gaan loop op in die oprit en ek sê, Here, ons wil hierdie huis sê, dit is die prys wat hulle vra, wat sê u? Dis die prys, en die Here sê vir my 1.3. Ek kom na die agent toe, ek sê vir hulle, dat ons vat die huis, my offer is 1.3. Sy sê, goed, ek sal met die verkoper gaan praat. Ons ry toe huis toe, hier bel sy my. Sy sê vir my, die koper het aanvaar. En nou, mense weet, dis R400.000 minder. Jy weet, ons het 'n huis, mooi huis, nie groot huis nie, maar 'n goeie huis in Kempton Park gehad van R180.000. Hierso is afslag R400.000 minder, wat die Here gesê het, en hulle aanvaar. En die agent sê, ek kom gou oor dat julle weet dat ons die kontrak teken. Ek skrik so groot, want ewe skielik, ek het aksie geneem, al die beginsels, nou moet ek die tekkie trefiteer, nou moet ons dit doen. En ek skrik so groot oor hierdie, ek sê vir haar, nee, maar nie nou kom nie, kom môreoggend. En ek sê vir haar, maar alles wat jy my gaan vra, gaan ek net een ding vir jou kan bied. Onthou hierdie wat ek vir jou sê ek vir haar. Sy sê, nee, is reg. Sy kom die volgende dag vroeg. Sy sê, ek het net 3 dinge van jou nodig. Ek het jou salarisstrokies nodig, jou bankstate van 6 maande en jou bewys van inkomste. Jou identiteit, jou ID dokument. Ek sê te vir haar, ek het jou gesê, ek kan net een vir jou offer en dis my ID dokument. Ek het nie bewys van inkomste nie en ek het ook nie bankstate wat ek kan. En sy kyk my so, nou julle moet verstaan, vir 'n agent, jy koop nou huis, jy kommunikeer nie sulke dinge nie. Sy moes nou geweet het, man, kan jy huis bekostig of kan jy nie huis bekostig nie. So ons koop daai huis net op Trani se inkomste, wat nie naaste my kwalifiseer vir 1.3 miljoen nie. Glad nie. So hier kom ons en ons doen aansoek en die bank keer dit goed. En die verkoper vra toe vir ons, nou dis die punt wat ek net wil doen, dis Steven, maar jy het 'n skuld geneem. Jy sê, my geloof was op daai stadium, ek vra vir die Here, Here, moet ek hierdie op skuld koop, gaan jy voorsien? Hy sê, koop skuld. Hy sê, wat is 'n belegging? Hy gaan groei. Dis nie slegte skuld nie. Maar jy gaan hom vinniger afbetaal as die norm. En dit was so gewees. So, dis wat ons moet verstaan wat hierdie betref. So, die bank keer dit goed, en die Here sê, jy kan gaan, want jou geloof is nog nie op die plek waar jy vir daai bedrag 1.3 miljoen kontant kan vra nie. Jy gaan daarby uitkom, maar nie nou nie. Jy gaan hierdie weg volg. Ek sê, dankie Here. Die verkoper sê toe, hy wil graag hê dat ons onmiddellik in die huis intrek, want hy het al reeds vir 'n ander huis gebou. Wat ek wil hê moet verstaan is, tot en met hierdie punt het ons die bonatuurlike ervaar. Want 'n lening is goedgekeur op terme wat glad nie kwalifiseer nie. Wat glad nie ooreenstem met die wêreldse stelsel, met die bankstelsel nie. En hier kry ons guns waar ons daai huis kan koop en die okkupasie hier dan op daai stadium was in 2002 was R17.000 'n maand. Ons het op hierdie punt gekom, ons het gevoel dat die Here het hierdie deure al so ver oopgemaak, ons het soveel guns gesien, ons moet net verder uit die boot klim en op hierdie water loop. Ons moet beweeg. Dit klink asof dit, jy weet, dis dom, dit is onverantwoordelik en alles, maar dit is wat realisme sal sê. Dit is wel sê, wanneer jy nie hoor wat die Gees van die Here vir jou sê nie, maar jy werk hom van jou kop af, en dan begin jy hierdie dinge 2 keer dink, en jy sê, maar is verkeerd, moet ek dit doen, ek is nie seker daarin oor. Jy moet op die aanvanklike stem wat jy in jou gees gehoor het, die Here het vir my gesê, gaan koop vir jou vrou 'n huis, jy moet op daai stem bly. Bly op dit, staan op die woord. En ons trek in die huis in, en ons het 2 weke in die huis gebly, waar die verkoper my bel, en hy sê vir my, dat hy en sy vrou het gepraat, en hulle voel net dat, hulle wil, tot en met wat die verband registreer, ons nie okkupasie hier vra nie, ons kan verniet daar bly, omdat ons vir hulle guns gedoen het, om so vroeg in die huis in te trek.
Dit was guns gewees. En tweedens sê hy vir my, dat hulle sal vir die oordragkostes betaal. Ek kan nie onthou nie, maar dit was 'n paar 100.000 rand gewees. Op daai bedrag kan jy net dink. Toe hy vir my noem, dat hulle sal die oordrag, of die registrasiekostes betaal, dit het my wind uitgeslaan. Want ek het eerlikwaar, dit klink nou onverantwoordelik, maar ek het tot op daai punt nog nie eens gedink aan die regskoste, die oordragkostes nie. En ek vra toe vir myself, hoe kon ek dit vergeet het? Maar dit is waar die Heilige Gees, wanneer ons koninkryks gefokus is, en verstaan wat God vir ons wil hê, dan raak die natuurlike, is moeilik om hierdie te verduidelik, dan die natuurlike sfeer raak vir jou nam. Jy weet, ek sê nie dat ons met ons kop in 'n gat steek en onverantwoordelik wees en net checks uitskryf of net dinge doen wat net onverantwoordelik. Dis nie wat ek sê nie. Ek praat van deur wysheid gelei word. Maar hier kom die Heilige Gees, hier kom hierdie man en hy sê vir die Heilige Gees vir ons moet intrek. Hierdie man kom en sê jy hoef nie okkupasie te betaal nie en jy hoef nie die oordragkostes te betaal nie. Mense, dis nog 'n wonderwerk, dit bo op alles. Ons het in die huis ingetrek en dit is wat die eienaar, die verkoper vir ons sê, en die 24ste, die 23ste, dink ek, Desember, waar ons nou al in die huis bly, hier bel die prokureurs my, en hulle sê vir my, dat die bank het onttrek. Nou, wat jy moet verstaan is, hierdie is, ek dink is die 23ste Desember gewees, prokureurs het al toegemaak, hulle werk nie, die proses is klaar in die gang, die registrasie gaan plaasvind, al die waarborge is gelewer, alles is goedgekeur, maar hier kom die prokureurs bel maar en sê, dat die bank het onttrek. Ek vra vir hulle waarom? Hulle sê, die weet nie, as die bank sê reg, hulle sê net hulle het onttrek, verwittig die kliënt, wat nou ek was. Ons gaan die Kersnaweek na my skoonouers toe, spandeer daar tyd, ons kom terug die 26ste Desember, dag na Kersfees, ek en my vrou klim in ons kar, ons ry net, praat met die Here in die kar, sê Here, jy moet ons help met wysheid hierso, wat is die situasie? Ek kom terug, ek gaan sit daar by die ontspanningsgedeelte van die huis, by die swembad, en ek praat met die Here, en ek sê, Here, wat het hier fout gegaan? Tot hierdie punt het ons gesien, u hand en alles, iets het hier verkeerd gegaan. Nou, wat ek wil hê jy moet verstaan is, ons is op die punt, wat ek met jou praat oor, dat praat jou vryheid en verklaar jou vryheid. Hoe jy praat, en hoe jy verklaar. So, die Heilige Gees sê toe ek van vra, wat is dit, wat het fout gegaan hier? So sê hy vir my, jy moet terugtrek wat jy gespreek het. En ek dink daaroor na, en die Heilige Gees bring dit vir my op, en hy sê vir my, want ek het toe reeds om die huis, op die erf, om die huis begin loop, en ek het toe al reeds proaktief my verklaring begin doen, en sê dat hierdie huis sal nie in die bank behoort nie, ek is skuldvry, en hierdie huis op my naam, hy behoort nie in die bank nie. En die Heilige Gees sê vir my, jy het te vroeg opgetree met hierdie verklaring, wacht dat die transaksies deurgaan, dan kan jy dit begin te verklaar. Mense, dis bonatuurlike wysheid wat kom, dis hoe die Here jou deur hierdie situasies lei. En ek trek dit terug, ek verklaar guns oor die situasie, en ek sê dat hierdie huis, die bank sal vir ons die lening gee, dit sal goedgekeur wees, en hulle sal dit weer aktiveer. Nadat hulle nou gesê het, nee, hulle onttrek. Ek jok nie vir julle nie, ek loop op na my dogter se kamer toe, en ek kyk net so oor, wat jy so oor Pretoria Oos kyk, want die huis is so teen die berg gewees, en dit was 'n sekere uur nadat ek hierdie met die Here gepraat het, op die 26ste Desember, 'n dag na Kersfees. En hier bel die prokureurs my terug, en hulle sê vir my, hulle verwittig my net dat die bank het hulle kennis gegee, en gesê dat hulle gaan voort met die lening. Hierdie is bonatuurlik, hierdie is guns ongekend. Kyk die datums oor Desember waarvan ek praat. Kyk hoe kom 'n bank en sê nee, hulle onttrek, en dan kom hulle terug en hulle sê nee. Dit is wanneer jy heers, dis wanneer jy autoriteit neem oor jou situasies. Wanneer jy luister na die Gees van die Here, en jy heers oor situasies, jy is nie 'n slaaf nie.
Dit was bonatuurlik en ons het daai getrek en lieflik geleef. En wat ek hier met jou wil deel is die aspek van hoe ek verkeerd gepraat het, dood gepraat het. Want en dit was nie eers in doodpraat in die sin van dat ek negatief verdink het nie. Ek het net negatief proaktief opgetree om te vroeg oor die ding te praat. So vir 'n Christen, 'n geesvervulde Christen wat deur die Gees gelei word en dan ook in die bonatuurlike sfeer wil funksioneer, is jou daaglikse belydenis van kardinale belang. Kyk wat het dit vir ons teweeggebring en kyk net as jy dit verkeerd gebruik het, wat sê gevolge daarvan. So word deur die Gees van God gelei. Ervaar hoe die Heilige Gees met jou praat in jou situasie, in jou besigheid en veral dan ook hierso in jou skulddelging. Want jy plaas druk op skuld deur aanhoudende woord van geloof, die woord daaroor te bely. Ek is skuldvry in Jesus naam. Want sodra jy begin om jou geloof vry te stel, sal geld sy weg na jou toe begin vind. Onthou, want jy kritiseer dit nie, dit gaan nie vlerke kry nie, gaan nie wegvlieg van jou af nie. Jy het nie opinie daaroor nie, jy spreek dit aan en jy roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. So guns sal na jou toe kom. Maar onthou nou, jy het reeds 'n kwaliteitsbesluit geneem, né? Dis wat jy gedoen het, om uit die skuld uit te kom. En nou bly jy hierdie woord, hierdie waarheid spreek oor jou situasie. Die 5de punt waarna ons kyk hierso is, skep 'n vloei van finansiële vryheid. Hoe gaan jy te werk om 'n vloei te skep? 2 dinge. En jy mag nou dink dat hierdie punt is irrelevant en jy kan nie verstaan waar kom dit in nie, maar dit is die goue reël en dis vergifnis. Jy gaan in vergifnis moet leef. Lukas 6 vers 31 en 37 sê, en soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, mense aan jou moet doen, skuldeisers, wat jy wil hê aan jou moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. As jy mense skuld, spreek hulle vry. Ek het hierdie al gesien in my lewe, waar mense ons geld skuld, en dan is daar mense wat kom, en hulle sal mense dagvaar, en hulle sal hulle hof toe vat, en hulle sal, dit is net erge ding wat hulle doen. Maar ons het gekies om hierdie weg te volg, sê, ons spreek julle vry, en ons vergewe julle. Ons aktiveer 'n koninkryksbeginsel, ons aktiveer die bonatuurlike sfeer. En dis wat jy moet gaan begin doen. Spreek mense vry. As mense jou in besigheid, of 'n vernoot, of in watter situasie jy ook al mag gewees het, spreek mense vry, sodat jy vergewe kan word. Want Jesus het gesê, dis hoe ons moet bid. Hy sê in vers 37, en julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vry gespreek word. Dis Lukas 6 vers 37. Maar nou sê Jesus verder in Matteus 6 vers 12, daai gebed van die Onse Vader gebed, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hierdie is 'n baie belangrike geestelike aspek. Wanneer jy haat in jou hart dra, wanneer jy wrok in jou hart dra, wanneer jy woede in jou hart dra, wanneer jy onvergewensgesindheid in jou hart dra, dit aktiveer, dit stel 'n chemiese stof vry, sê wetenskaplikes, wat net negatief inwerk op jou liggaam, maar buiten dit in die geestelike sfeer, blok jy die vloei van die Here in jou lewe. Spreek vry en vergewe hulle en sien die bonatuurlike vir jou werk. So my vraag is, het jy al ooit iemand vrygespreek van dit wat hulle jou skuld? Dit moet jy sommer dadelik doen. En tog verwag ons van God om ons bonatuurlik te vergewe, terwyl ons nie kan vergewe nie. Spreek vry. Dit is 'n koninkryks beginsel. Jy weet, wanneer ek praat oor hierdie ding, dan laat dit my baie keer dink dat ons leef as Christene niks anders as die maffia nie. Jy weet, in die maffia, dat wanneer jy die maffia onreg aandoen, en wanneer jy hulle te nagekom het, then, jy weet, dis 'n ding wat hulle moet sê, you hit me, I'll hit you back. Jy weet, soos Italianers praat. As jy my te nakom, gaan ek jou dubbel te nakom. As jy my seer maak, gaan ek jou nog seerder maak. Jy weet, hoekom moet ons so lewe leef? Dis nie geesvervulde lewe, dis nie 'n koninkrykslewe nie, want in die koninkryk is liefde, vrede en geregtigheid. So, die tweede punt, die eerste een is die goue reël, vergifnis. Die tweede een is, wees vrygewig. Ja, ek het al reeds die punt genoem oor vrygewig, maar dit is nou meer gestruktureerd om jou te help, dat jy kan verstaan. Lukas 6:38 sê, gee en aan julle sal gegee word. 'n goeie maat, wat ingedruk en geskit
en oorlopend is. Dis jy daai ingeskit, daai vrygewigheid. En dit sal dan ook so in jou skoot gegee word, want met dieselfde maat waarmee jy meet sal weer vir jou gemeet word. So wil jy 'n vloei van skuldvryheid in jou lewe handhaaf? Wil jy dit net in gang hou? Wil jy net sien hoe die seën van die Here geaktiveer is en voorspoed in jou lewe vloei? Dan moet jy vrygewig wees. Jy begin saai. Dalk dink jy nou, Steven, ek kan dit nie bekostig om te saai nie. Ek het geld nodig. Ek luister na hierdie kursus om geld te kry, nie om geld weg te gee nie. Ek is in skuld. Ek het rekeninge wat betaal moet word. 'n Mens is nie veronderstel om geld weg te gee terwyl jy geld nodig het nie. Sien, dit is hoe die wêreld dink, dis hoe dit funksioneer. Maar jy gaan hierdie waardevolle les uit God se woord moet leer. Saai open die weg tot skulddelging. Ons het baie daaroor gepraat in die vorige lesse al. So gee en vir julle sal gegee word. Hierdie is so 'n belangrike beginsel, want die weg uit enige behoefte, hoor dit wat ek jou sê, die weg uit enige behoefte is om 'n saad te plant. Saad bedoel ek 'n finansiële saad. Geen boer wat 'n groot oes wil hê, hou die saad in sy skuur nie. En kom elke dag en breek net oor sy skuur nie. Breek net oor al die saad wat in sy skuur. Kyk al hierdie wonderlike saad wat in my skuur is. Vir hom om vooruit te gaan, moet hy daai saad gaan vat en moet dit gaan plant, want hy soek 'n oes. Wat wil hy doen? Hy plant, want hy wat? Hy soek 'n oes. Dit is reg om 'n oes te verwag. Mense sal kom en sê, ja, ek weet hoekom jy hierdie saad plant, want jy wil net nou weer 'n oes hê. Ja, dis waaroor dit gaan. Dis die beginsel wat God ons gegee het. Is 'n koninkryksbeginsel. Ek leef volgens die koninkryk en sy beginsels. Gee en hulle gaan saam. Sien net gee nie en jy verloor dit nie. Gee en jy sal oes. Eers die aksie, dan die reaksie, die vrug. Jy sal gee en jy sal ontvang. Dit werk hand in hand. So ons sien dit net as gee. Ek wil nou gee. Moet nooit in jou lewe daai gesindheid hê nie. Wanneer jy by 'n plek is en jy het 'n geleentheid om te kan gee, dit mag enige plek wees, moet nooit 'n gesindheid hê van, jy weet, ek moet net alweer gee. Jy weet, ons druk daai geld, ons hou dit so vas, ek moet net nou alweer gee. Nee, gee en ontvang gaan hand aan hand. Dis 'n beginsel. Gee en vir jou sal gegee word. Wanneer jy aanhou om te saai, laat jy jou skuldvryheid aanhou vloei. Nou die vraag dan ook mag wees, en dit het ek oor baie van die jare al gehoor, is dat wat van 'n tweede werk of oortyd? Moet ek 'n ekstra werk vat om meer geld te kry, of moet ek oortyd werk om meer werk te kry? Dis 'n baie sensitiewe punt. Dit klink baie opreg, nobel, om te sê dat ek gaan oortyd werk vir meer geld, jy weet, om ekstra kontant te hê om skuld te delg. En dit is goed. Ek het nie iets teen dit nie. Ek dink dit is reg, en dit is goed. Maar onthou nou wat meer werk doen. Dit steel jou vrede, dit steel jou tyd, jy raak moeg, dit steel jou tyd van jou vrou, jou familie, jou kinders, jou kwaliteit tyd van jou eie stokperdjie, wat dit ook al mag wees. En onthou nou die beginsel, wat die Here my geleer het, toe ek goeders wil verpand het vir meer geld. Ek moes die koninkryksbeginsel aktiveer, want God kan meer met 'n saad doen, as wat ek kon doen om iets te verpand. En dieselfde beginsel kom hierso in. As jy vinniger wil skuldvry kom, en jy dink jy moet gaan werk, weet om ekstra inkomste te kry, wil ek vir jou aanraai, vat daai ekstra inkomste geld, want dit is geld wat die Here aan die saaier voorsien. God gee jou die vermoë nou, wat daar saad inkom vir jou, om te kan saai. Vat daai geld dan en saai dit eerder, want dit is 'n koninkryksbeginsel. Moenie dit vat om te eet nie, of ook nie om skuld te betaal nie. Alhoewel dit reg klink en goed, vat dit om daai wat jy het, te omskep in vermeerdering. Laat die Here vermenigvuldig eerder wat in jou hande is. So wanneer ons saai, sal God die Vader in elkeen van ons behoeftes voorsien. Toe die kinders van Israel uit Egipte uitgetrek het as slawe, is hulle geld en rykdom gegee, sê die Bybel. Julle het dit geweet? Maar die geld is nooit gebruik om hulle behoeftes te voorsien nie. Want die vrouens het daai welvaart gaan terug eis. Hulle gaan heers daaroor, hulle het terug geëis en gesê, hierdie behoort aan ons. En die Egiptenare het dit maar gegee. En hulle het met tonne en tonne goud gaan lees die Bybel daaroor. Die goue kalf wat hulle gebou het uit goud uit. Waar het hulle goud vandaan gekry? Hulle het nie gemyn terwyl in die wildernis was in die woestyn nie.
Daai het hulle gevat, teruggeëis van die Egiptenare af. Maar die Here kom en sê, Mammon kom onmiddellik en hy sê, hey, julle moet hierdie goud vat, hierdie welvaart vat en vir my nou 'n altaar bou. En terwyl Moses op die berg is, bou hulle hierdie goue kalf. Wat jy moet verstaan is dat die Bybel sê dat daai welvaart was gegee om die tabernakel te bou. Hulle het gesaai vir die Here. En sodoende kon hulle die beloofde land in besit neem. Geld is nooit gebruik om in jou behoefte te voorsien nie. God het daagliks in hulle behoeftes voorsien. Man uit die hemel, water uit 'n rots, klere wat nie verslyp nie, dit was die voorspoed van die Here vir hulle lewe. En ek deel hier net die eenvoud dat jy dit kan sien, want daar's baie meer wat in die Bybel daaroor praat. Maar die wonderwerk hier is in onvoorsiene inkomste. Onvoorsiene inkomste. Die Here het vir hulle gegee met 'n doel. En ons is geneig, as jy saam met my kyk, om die wêreldse stelsel meer te vertrou as Jehovah Jireh, ons voorsiener. Ons het geld in plaas van God ons bron gemaak. En moet nooit geld jou bron maak nie. Dis die gevaarlikste plek waar jy jouself kan bevind, dat jy geld jou bron begin te maak. Want God is ons bron. Jy moet hierdie gedurig deur die dag vir jou sê, ek doen dit. Jesus is my bron. Hy is my God, hy is my Heer. Hy is my voorsiener. Hy is die een wat in elke behoefte vir my voorsien. Ek doen dit gedurig deur my dag. Maar ons plaas nou meer geloof en vertroue in geld en in daai stelsel om ons behoeftes te voorsien. En dis verkeerd. En daardeur het ons geld, Mammon, ons meester gemaak. In plaas daarvan om God toe te laat om in elkeen van ons behoeftes te voorsien. Want hy wil. Hy is lief vir jou. Hy wil dit graag doen. Gee hom daai geleentheid vandag. Jou werk is daar om saad vir jou te voorsien. Met ander woorde, ons leef nou in 'n nuwe lewe van saaityd en oestyd. Dis wat hy vir onsself van Genesis 8 af. Van nou af sal saai en maai 'n beginsel wees. God het dit so gesê. In plaas van dit te leef, van saai en maai, die koninkryksbeginsel, leef ons nou van een salarischeck tot die volgende, en dit is verkeerd. Stap in God se bonatuurlik in. Jou werk, daardie salaris, is nie die bron van jou inkomste nie. God is. 4 praktiese stappe aangaande saai, terwyl ons op hierdie punt is, want ek wil jou net help met dit, en ek gaan vinnig deur dit. Maar daar's 'n gedeelte wat ek graag wil lees vir ons uit 2 Korintiërs 9, vers 5 tot 11 vir die boodskap uit. Hy sê, Paulus skryf nie, onthou dis Nuwe Testament hierdie. Nuwe Testament. Hy sê, om seker te maak dat die insameling van die kollekte daar by julle glad verloop, het ek besluit om hierdie broers so lank na julle toe te stuur. Hy stuur van sy mense wat saam met hom in die bediening is vooruit. Hulle sal na julle kom om julle offer vir Jerusalem betyds gereed te kry. Julle het immers al lankal beloof dat julle dit sal gee. Maar dink asseblief eers goed oor die saak en maak julle bydraes op die regte manier bymekaar. Hoekom? Want God het 'n vrymoedige gewer lief, sê die Bybel. Onthou dit met ek lees verder. Onthou dit moet regtig 'n dankoffer wees, nie iets wat van julle afgepers is nie. Moet nooit voel dat word van jou afgepers nie. Moet nooit uit dwang gee nie. God het 'n vrygewige gewer lief. Ek gaan nie aan julle voorskryf hoeveel julle moet gee nie. Maar ek gee wel vir julle die volgende riglyn. Dis Paulus wat praat hier. 'n Boer wat min plant, kry 'n klein oes. En 'n boer wat baie plant, kry 'n groot oes. Gaan besluit nou self hoeveel julle wil gee. Moenie 'n klomp geld gee en dan na die tyd daaroor spyt kry nie. Moet ook nie verplig voel om iets te gee nie. Onthou, want die Bybel sê, God is lief vir mense wat hulle geld met blydskap weggee. God laat julle in al sy goedheid deel. Dis nou vir die wat gee. As jy 'n saaier is, sê hy, God laat julle in al sy goedheid deel. Mense, God laat jou dan in al sy goedheid deel, want hy sien jou hart. Hoor nou sê Paulus verder, nee, eintlik oorlaai hy jou met sy genade, sodat jy altyd oorgenoeg van alles het. Jy het geen gebrek op geestelike of materiële gebied nie. Het jy ooit dit al so in die Bybel gelees hierdie? Daarom kan jy altyd goed doen en ander mense help. Ja, jy kan regtig oorloop van vrygewigheid en goeie werke. Hoor net wat een van die psalms hieroor sê. Dis nie ek wat dit sê nie, dis Paulus. Ons lees nog uit die Bybel uit hierso.
Paulus sê, hoor wat een van die psalms sê. Hy klink so Steven Smith. Iemand wat God lief het, klou nooit krampagtig aan sy besittings vas nie. Wie is 'n persoon wat nooit krampagtig aan sy besittings vashou nie? 'n Persoon wat die Here lief het. Dis wat hy sê hierso. Hy deel dit met die armes. Hy hou nooit op om goed te doen nie. God is baie goed vir ons almal. Hy sorg dat daar elke jaar goeie oes op die lande is. Wanneer? Elke jaar. Elke jaar, maak nie saak wat die wêreld ons wil voorsê nie. Die woord sê, as jy saai, sal God sorg dat daar elke jaar goeie oes op jou land sal wees. 'n Goeie inkomste in jou rekening sal wees. En dat daar altyd genoeg brood op die tafel is om te eet. Net so sal hy ook vir jou die regte soort saad gee om te saai en sorg dat dit baie vrug dra. Wat ek bedoel, sê die Bybel, Paulus praat, is dat God sal sorg dat al hierdie goeie dinge met julle wat julle doen, 'n reuse oes oplewer, en so sal julle en ander mense self nog meer van die Here se goedheid in julle beleef. God sorg dat julle altyd meer as genoeg het om van te leef. Hy maak julle ryk genoeg om altyd vrygewig te wees. Wat maak die Here? Die Here maak julle ryk genoeg om altyd vrygewig te wees. Ek gee vir jou gou vinnig 4 praktiese stappe aangaande saai. Nommer 1, jy moet in goeie grond saai. Dis baie belangrik. Goeie grond beteken dat in bedieninge of in 'n persoon se lewe wat nie 'n gees van armoede het nie, wat ontvanklik is en wat weet wat met jou kan ooreenstem met die saad wat jy saai. Want jou oes het altyd te maak met die vrugbaarheid van die grond. Tweedens, saai ooreenkomstig die vermeerdering. Met ander woorde, die oes wat jy benodig. Dis wat enige boer vir jou sal sê. As jy behoefte het, saai. Omskep dit, nou nie meer in 'n behoefte nie, omskep dit nou in 'n gehoorsaamheid en 'n verwagting deur geloof vir 'n oes. Derdens, moenie net op die saad fokus nie. Wanneer hy jou hande los, laat hy gaan. Plant hom. Jy kan nie môre gaan in die grond weer gaan omkrap en sien of die saad opgekom het nie. So los dit. Want die Here sê, hy sal dit nat maak en hy sal dit laat groei. Los dit nou vir die bonatuurlike werk om daar volbring te word. Fokus ook op wat dit word. Die vrug wat dit lewer. Skryf neer wat jy verwag. Kry 'n prentjie soos ek gesê het, kry 'n visie daarvan. En dan vierdens, verwag. Glo nou dat die geestelike wet van bonatuurlike vermeerdering vir jou gaan werk. En God sal dit met tekens en wonders bevestig. Jou oes gaan dit opkom en dit gaan aanhoudend na jou toe begin terugkom. So waarom wil God hê dat jy 'n groot oes moet oplewer? Sodat jou behoeftes voorsien kan word en dat daar nog meer oor is om in die lewens van ander mense te kan saai. Dat God in beheer is van jou lewe, die tuinslang, en dit vloei net deur jou. Met ander woorde, jy eet nie jou oes nie. Moenie net alles sê, dis is so lekker, nou gaan ons lekker karre koop, nou gaan ons op vakansie. Moenie jou oes opeet nie. Hou aan om hierdie vloei van skuldvryheid en van voorspoed in jou lewe aktief te hou. Jy plant weer en weer en weer en elke keer is die oes groter en groter en groter. Dit is die wet van saai en maai in kort. Ek sluit af met hierdie wat ons nou praat oor saai en maai, sluit ek af met die Galatians 6 verse 7 in the Phillips translation. Hy says, "Don't be under any illusion. You cannot make a fool of God. A man's harvest in life will depend entirely on what he sows." A man's harvest in life will depend entirely on what he sows. Wat 'n kragtige gedeelte sien ons nie hierso nie. So ons het begin om druk te plaas op skulddelging. En ons is definitief nie van plan om te stop nie. Ons gaan in die proses voort. Maar ek wil nou oorgaan en met jou deel oor wat is die doel en die rede vir finansiële vryheid. Hoekom doen ons hierdie? En waarom doen ons hierdie? Ons gaan vandag nou hier kyk na 'n paar beginsels wat jou sal help om einduit te gaan met hierdie besluit om met skuld uit te kom en voorspoed in jou lewe te aktiveer. En hoe jy dit gaan sien in jou lewe en vervulling kom. Dis nie genoeg om net te begin nie. Ons moet deurdruk. Jy moet volhou in wat jy mee begin het. Jy moet einduit gaan. So, ons moet in geloof, ons geloof vir die regte perspektief begin vrystel. Seneca
het geleef 4 voor Christus tot 65 na Christus. En hy het die volgende stelling gemaak deur te sê, geld het nog geen mens ryk gemaak nie. Wat beteken dit? Daar sal sommige wees wat die idee het, dat al wat ons in gedagte het, of al wat jy in gedagte het, is net geld en ons nog meer geld hê. Ons wil net meer karre hê, meer huise en ensovoorts, weet net al daai soort van dinge. Hierdie gaan baie verder as dit. Dis baie meer as dit. Onthou nou, God wil vir jou voorsien in al daai dinge. En God wil vir jou goed voorsien. Moet nooit skaam wees daaroor nie. Maar waarom sal ek jou vandag hierso leer oor finansiële vryheid en soveel tyd gebruik deur wel oor geld te praat? Hierso is die redes. Ons moet verstaan dat God het 'n doel waarom hy ons skuldvry wil hê. God is 'n God van doel. Hy weet. God het 'n plan. Hy's 'n strateeg. So God het 'n doel. Tweedens, daar is 'n doel waarom God wil hê jy moet finansiëel voorspoedig wees. Hy het 'n doel waarom hy wil hê jy moet skuldvry wees en hy het 'n doel waarom hy wil hê jy moet voorspoedig wees. Dan is daar 'n doel, God het 'n doel waarom hy in jou lewe bevordering wil bring. Wat is die doel van bevordering? Verhoging in jou lewe, met ander woorde. En dan is daar 'n doel waarom God vermeerdering wil sien in jou lewe. Want God het gesê en hy het gesien dat dit goed was. God wil hierdie ook so in ons lewens sien. God wil hierdie vrug in ons lewens sien. So as ons in hierdie redes vashou, dan kan ons die regte motiewe begin handhaaf vir skulddelging, vir finansiële voorspoed, vir bevordering, vir vermeerdering, en ons sal nie van koers afgaan nie. Ons sal altyd dan verstaan waarmee is ons besig en wat is God besig om in ons lewens en deur ons lewens dan so ook te doen. So as ons nie die regte motief het nie, dan verloor ons fokus en bly net geldgierig en materialisme is al wat dan oorbly. En dan is ons soos die wêreld, die heidene, wat net soek na hierdie ding. Ons soek dit, we strive after it. So kyk saam my, waarom staan ons op die woord vir bevordering, vir vermeerdering en skulddelging? Onthou nou Genesis 12 vers 1 tot 3, en die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie, en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys, en ek sal jou groot nasie maak, en jou seën, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees, en ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek, wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. God wil jou seën. God sê eenvoudig hier vir Abraham. Abraham, kom uit die plek van familiariteit. Of kom weg uit die wêreldse manier van dinge doen. Los die wêreldse stelsel of wêreldse finansiële stelsel agter en kom nou oor na my manier van dinge doen wat ons reeds hanteer het. Maar nou wil ek met jou gedeel 8 beginsels na hierdie finansiële vryheid. Wat sou dit wees? Beginsel nommer 1. Jy moet dit volgens God se metodes doen. So as ons voorspoed wil ervaar, moet ons besluit om dit volgens God se wyse en manier te doen. Jy kan nie enige resultate in jou lewe verwag deur die wêreldse manier te volg en terselfdertyd God se wyse ook te wil doen nie. Dis twee dinge gelyktydig. Jy kan nie God en mammon doen nie. Want Jakobus 1 vers 6 tot 7 sê, maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf en voortgesweep word, want die mens, so 'n mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So dis nie net belangrik dat ons met skulddelging begin het nie, maar dit is ook baie belangrik dat ons dit sal voltooi. Jy moet eindtyd gaan nie meer. Jesus is die begin en die volëinder van ons geloof. Ons wil die eindresultaat, met ander woorde, van ons geloof sien. Dit waarvoor ons die Here vertrou. Dis 1 Petrus 1 vers 9. Ek wil die eindresultaat sien. The finished product of my faith. So, die Amplified sê, I want to see my faith comes to an end. So as ek glo vir skuldvryheid op my kar, en ek betaal hy laaste paaiement, dat my geloof wat dit betref tot 'n einde gekom. Ek kan hy boksie tik. Dis wat jy moet begin, skryf dit neer, en tik dit af, soos wat die Here dit vir jou bewerkstellig. Genesis 12 vers 2 weer eendag, hy sê, ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seën, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. Ek dink dat baie van ons, wanneer ons hierdie gedeelte sien, en jou seën, verwag ons dat God ons nou moet gee, wat ons verwag, deur dit in ons hand te sit, ek gee jou kar, wel ek is geseën, die Here het my geseën met 'n nuwe kar, ek gee jou 10.000 rand, die Here het my gebless met 10.000 rand, halleluja, dankie Jesus, u is so wonderlik. Nee, dis nie noodwendig so nie. Daar is iets wat groter is, as dit wat bloot net in jou hand gesit word, dit wat jou behoefte is. En kyk saam my, dit is die seën waarna hier verwys word, is die vermoë
en die kennis om dit te bekom wanneer jy dit nodig het. Hierdie is so kragtig. Die vermoë en die kennis om dit te bekom wanneer jy dit nodig het. Hoe aktiveer jy dit weer? Byvoorbeeld, een persoon kry elke dag 'n vis, terwyl 'n ander persoon geleer word om self vis te vang. Dieselfde in geestelike beginsels. Hoe aktiveer ek hierdie koninkryksbeginsels wat hier binne in my gees is? Wat in my kom woon het. En laasgenoemde kan dus enige tyd wat hy dit nodig het visvang, as wat hy eerder wag bakkant vir vis wat aan hom voorsien moet word. So wanneer jy geleer het hoe om voorspoedig te wees, kan jy dit kry net wanneer jy dit nodig het. Jy bid nie en soebat en vra die Here en soebat en pleit en vra die Here en versoek die Here en vra vir die Here. Nee, jy aktiveer die beginsels en jy kan dit kry. Dis hoe dit werk. Die Here sal vir jou guns gee, hy sal vir jou nog 'n kontrak gee, hy sal vir jou 'n beter werk gee, hy sal vir jou, wat dit ook al mag wees, die Here 'n miljoen maniere en meer om dit na jou toe te bring. So wanneer jy geleer het hoe om voorspoedig te wees, kan jy dit nou kry net wanneer jy dit wil hê. Dis die gesag nou wat jy as gelowige het. Hierdie is in jou hand. Hierdie is in jou hand. As die geregtigheid van God, het jy die reg. En dis nie net alleenlik wat jy besit, wat belangrik is nie, maar ook die vermoë wat jy nou het, wat jy nodig het om dit te bekom. Jy het die vermoë om dit te kan kry, deur die salwing, deur die koninkryk vir wat die Here vir jou instoor het. God sê hier in Genesis, ek gaan jou in staat stel. Jou die volmag gee om bo uit te kom. Ek parafraseer dit net nou rondom God se hart in die skrifte. Om die kop te wees en nie die stert nie. Ek gee jou die volmag om voorspoedig te wees. Jy moet hierdie beginsel verstaan hoe belangrik dit is. Dis in jou hande. Dis in jou bestek. Dis in jou vermoë om dit te kan doen. En gaan net terug na die ander programme en sien wat ek al reeds gedeel het oor hoe jy dit kan aktiveer. So met ander woorde, God gee jou sy salwing om in sy sisteem te opereer. Halleluja. Jy kan nie buite sy sisteem wees nie en soebat en pleit en vra vir die Here, o Here voorsien vir my, Here gee vir my, Here ek gaan nou vas en bid vir 'n deurbraak, ek gaan vas en bid. Jy hoef nie te vas en bid nie, want Jesus het eenmaal die prys klaar betaal. Jy het geen rede om te vas en bid vir voorspoed nie. Jesus het dit klaar vir jou gegee, dis verniet. Jy werk nie daarvoor, jy toil nie daarvoor nie. Jesus het vir jou gegee, maar jy moet dit aktiveer deur koninkryksbeginsels. Genesis 12:2 weer eens, ek gaan jou finansiële verspreidingssentrum maak. Ek gaan jou seën. Alles hierdie is geskoei op, ek gaan jou seën. Wat beteken daai? Ek gaan jou seën. En dis wat wonderlik is hierso, wanneer hy sê ek gaan jou seën, ek gaan jou verspreidingssentrum maak. Ek gaan jou, I'm gonna make you a distribution channel. 'n seën, 'n verspreider van goedere. Wat 'n kragtige stelling is hierdie, wanneer jy jou lewe onder armoede en tekort toegegooi is, en nou kan jy die seën aktiveer, en jy is 'n seën tot ander mense. Kortom, jy kan nie 'n seën wees as jy nie geseënd is nie. Daarom wil ek mense groet. Goeiedag, geseëndes van die Here, want ek is 'n geseënde. Jy moet jouself groet in die spieël bietjie. Goeiemôre, geseënde van die Here. Maar dis wie jy is. Genesis 12 vers 3 sê, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Die hoofrede om uit skuld te kom is sodat jy 'n seën kan wees. Jy kan nie seën wees wanneer jy skuld is nie. In Eksodus 25 sê die Here vir Moses om vir die volk te sê dat hulle vir hom 'n offergawe moet bring. En dis hierdie wat ek nou van gepraat het, van alles wat hulle uit Egipte uitgebring het. So God sê nou vir Israel, hy sê vir hulle dat hulle met al hierdie offergawes vir my bring. Wat se tipe offergawe? Die rykdom wat hulle uit Egipte uitgebring het. Die enigste doel wat God met daardie rykdom in gedagte gehad het, was dat hulle hom daarmee sal eer en vir hom 'n heiligdom sal oprig. Want hy het geweet dat in die beloofde land gaan hulle die land van melk en honing die oorvloed weer terugkry van wat hulle hier gesaai het. God het dit geweet. God weet wat hy vir jou in jou toekoms het. God weet wat hy vir jou instoor het. Jy kan net na vandag kyk, maar God weet wat hy môre vir jou het. God weet wat hy vir hierdie jaar vir jou het. Hy gaan elke jaar vir jou 'n oorvloedige oes oplewer. Die rykdom wat hy vir jou gee, die enigste doel wat God met daardie rykdom gehad het, soos ek sê, is om 'n altaar te bou. So ons moet uit hierdie les uit leer, familie. Dis so belangrik. God is ons bron, nie ons geld of salarischeck of
ons sekuriteit nie. God het nog nooit in gedagte gehad dat geld sy plek van voorsiening moet bring as hy self nie. Dis nie God se hart nie. En ongelukkig het ons geld die plaasvervanger gemaak. Ons het op geld vertrou om ons behoeftes te voorsien. So God het in die wildernis hierso bewys dat hy nie geld nodig het om vir sy kinders te sorg nie. Net so vandag wil God dit nog steeds vir jou doen, wanneer jy nie op daai stelsel gaan vertrou nie. God vra hom, dink groot, praat groot, droom groot, vra groot. God weet hoe om vir die te sorg wat aan hom behoort. God weet hoe om vir jou te voorsien. Die Here is jou herder, niks sal jou ontbreek nie. Halleluja. Is dit nie goeie nuus weer eens nie? So ons het God nie meer vertrou vir die bonatuurlike nie, maar vandag wil ek jou vra, begin die Here te vertrou vir die bonatuurlike in jou lewe. Sien hom vir wie hy werklik is. So die ware doel van voorspoed is geseën deur 'n seën te wees. Neem hierdie skrif in gedagte wat ek hier vir jou wil quoteer. Jesaja 60 vers 6. Dit is so 'n mooi gedeelte. Ek maak hierdie so deel van my eie lewe. Dat 'n menigte kamele sal jou oordek. Hierdie kamele bring goud en wierook en verkondig met blydskap die roemryke dade van die Here. Woe! Halleluja! Halleluja! Ek profeteer hierdie oor jou. Dat jou kamele, menigte kamele sal jou oordek. Jou kamele is op pad. En wat dra hierdie kamele saam met hulle? Hulle bring goud en wierook, maar saam met dit bring hulle eer aan die Here. Jy bring eer deur die Here. Jy verkondig met blydskap die roemryke dade van die Here. Halleluja! Hierdeur, kan julle sien, hulle bring goud en wierook. Mense, dis welvaart wat hulle bring. En hulle verkondig sodoende met blydskap die roemryke dade van die Here. Gee die Here vandag geleentheid in jou lewe, dat jy daardeur die roemryke dade van die Here kan verkondig. Eer in hom te bring oor wat in jou lewe manifesteer. Ons moet God vertrou om vir ons te sorg. En om dan met ons geld te dien. Op die oomblik dien ons nie God met ons geld nie. Ons dien 'n stelsel, ons dien mammon, maar ons dien die aan wie ons geld verskuldig is. Maar ons is vry daarvan. Vry. Ek wil soos William Wallace, Braveheart, wil ek uitskree. Free, freedom. We are free. Ons is vry van hierdie stelsel. Halleluja. Maar die duiwel werk nog al die jare met hierdie plan. Hy sê, ek gee nie om as hulle 'n paar kerke het nie. Ek gee selfs nie om as hulle groot kerke het nie. Hy sê, net solank ek al hierdie biljoene mense, 8 biljoen mense kan hê, wat God nie ken nie. Nie noodwendig al 8 biljoen nie, maar dis hoeveel mense op die aarde nou is. Net solank ek in beheer is van die finansies hier op die aarde, dis sy hele strategie. Want daardeur kan hy die mensdom besit en manipuleer. Dis wat ek gaan doen. Ek gaan al God se kinders aan skuld vasmaak en ek gaan al daardie Heilige Gees vervulde kinders van God so vasdraai in skuld dat hulle nie evangelisasie kan finansier nie. Dat hierdie woord nie kan uitgaan nie. Ek wil beheer oor die televisie hê. Ek wil beheer oor die media hê. Ek wil beheer oor die regering en oor skole hê. En as jy geld het, who's got the money, who's got the gold, rules. Al het hulle al die krag, al het hulle al die gesag, al het hulle al die herlewingsdienste, solank ek hulle net diep in die skuld kan hê, dat hulle nie in staat sal wees om daardie krag oor die wêreld vry te laat nie. En dit stop vandag hierso, in die naam van Jesus. Meer as 95% van die kerk van Christus is vas in skuld. En nie idee om daar uit te kom nie. Maar ek verklaar dit stop hierso. Die werke van die vyand is gebind. Ons gaan die evangelie finansier. Dis hoekom ek hierdie verniet doen. Dis hoekom ek nie iets vra om dit doen, nog al die jare nog nooit nie. Want ek wil die evangelie uitkry, ek wil die woord uitkry. En dit wat die duiwel gebruik het om die kerk te bind, werk nou ewe skielik teen hom. As hy finansies gebruik het om die kerk te bind, gaan finansies nou teen hom begin werk, waar ons juis hierdie evangelie gaan versprei. Kan jy sien hierdie missie, die rede waarom ons welvaart in ons hande moet hê? Dis genoeg rede om vandag dit uit te roep en te sê, Here, gee vir my. Dis genoeg rede vandag om te sê, Here, ek ontvang. Dankie wat Jesus vir my die kruis gedoen het. Ek ontvang wat Jesus vir my deur sy dood, sy begrafnis en sy opstanding gedoen het. Hy het arm geword sodat ek ryk kan wees. TV, media, radio ensovoorts wat gebruik was om die wêreld te dien, word nou gebruik om die evangelie te draai.
te dra. Het julle geweet dat toe televisie die heel eerste keer na Suid-Afrika toe gekom het, het hulle daai tegnologie vir die kerk aangebied en vir die kerk gesê dat julle kan dit gebruik vir niet, julle kan dienste uitsaai. Toe die kerk gesê, dis die een oog duiwel en ons wil dit nie hê nie. Hulle het beskou as ewel. Nou vandag kos dit miljoene rande om enigstens advertensies of om dit te gebruik om die evangelie uit te dra. So, ons het nodig om hierdie uit te verklaar. En jy moet dit nou vandag hierso saam met my uitverklaar. Ek is finansiëel vry. Ek wil dit oor jou profeteer. Jy moet dit saam met my uitspreek. Verklaar dit. Elke behoefte van my is in voorsien. En ek het baie meer om te gee. Ek gaan nie net meer hier bly nie. I'm not stuck in this rut anymore. Ek gaan in hierdie lewe vooruit. Prys die Here daarvoor. Ek is deur die Here geseën en geroep om vir ander 'n seën te kan wees. Ons is bevry vanuit middelmatigheid. Don't stay stuck in average. Moenie wees uitnemend in wat jy doen. Wees trots in wat jy doen. Staan uit in wat jy doen. Wat jy dra, hoe jy praat, hoe jy loop, hoe jy jouself dra, hoe jy jou handel, hoe jy besigheid doen. Doen dit met karakter. Doen dit dat jou ja is, dat jou woord is. En begin so te leef. Ek beweeg na die oorvloedige lewe, die land van melk en honing, wat die Here vir my beskoor het. Dit hang nie van die Here af nie, dit hang van jou af. Ons het nodig om aan te hou deur geloofsdruk uit te oefen. Bly dit doen, dag en nag, staan op die woord. Ons moet die regte doel en die motief nou van finansiële vryheid verstaan. Ons gaan onsself verlustig, nie in ons welis nie, maar ons gaan ons mandaat begin uitleef. Ons het 'n mandaat. Ons het 'n mandaat. God sê in Deuteronomium 8 vers 18 onthou, maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met die eed beloof het, soos dit vandag is. So die enigste rede waarom jy onvoorsiene inkomste en vermeerdering gaan sien in jou lewe en waarom jy bonatuurlike skuldkwytskelding gaan ervaar, is sodat ek en jy nou ons doel, ons mandaat kan vervul en die evangelie kan finansier. Amen. Beginsel nommer 2. Span jouself kragtig in om te vat, te gryp en 'n beslag te neem. Matteus 11:12 sê, maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm en die bestormers gryp dit met geweld. Moenie 'n lui lewe hê. Gryp dit. Die Passion Translation sê, the realm of heaven's kingdom is bursting forth and passionate people have taken hold of its power. The kingdom realm is bursting forth and passionate people have taken hold of its power. There's a power in it. You got to take hold of that power tonight. Ons sal doen wat nodig is, wat die skrif vir ons sê wat ons moet doen. Wat ek nou reeds so baie met jou gedeel het. Jy sê beloftes van God, as jy dit wil hê, sal jy ontslae moet raak van daardie gemaklike, daardie lui gesindheid. Steven Verg het regtig so baie dat ek hierdie program van jou moet luister en dit weer moet luister, dat ek hierdie woordverklaring moet doen en dat ek die skrifte moet mediteer. Ja, jy neem in beslag, jy gryp dit, jy vat dit. Dis wat dit gaan verg. Net omdat jy van die beloftes gehoor het, beteken nie noodwendig dat dit na jou kant toe gaan aankom nie. Jy moet daar in die klippies van Dawid in die water bly. Dit moet jou vorm, dit moet jou maak. Want God het reeds deur Jesus Kanaan, die land van melk en honing vir jou beloof, jy moet dit net in besit neem. Dit gaan nie na jou toe kom nie, jy moet dit in besit neem. Roger Fritz sê 'n mooi ding vir my aangaande hier. Hy sê, if you think more about yesterday than tomorrow, you will have a lot of unpleasant surprises. So hoe neem ons hierdie beloftes waarvan ons lees en besit? Jy sal moet leer om te maak soos die Amplified Bible sê, violent men seize it by force, as a precious prize. People, there are a precious price in store for you. God is 'n beloner van die wat hom soek. A share in the heavenly kingdom is sought with most ardent zeal and intense exertion. Dit beteken dat alles wat jy het, span jy nou in om hierdie belofte in besit te neem.
Nie te ontvang nie, want Jesus het dit klaar vir jou gegee, maar jy moet dit in besit neem. Dit is nie dat God dit van jou weerhou nie, glad nie. But you have to possess it, want die vyand hou dit in besit. Die vyand wil dit van jou af weerhou. Jy moet gaan teruggryp en in besit neem. Want die Bybel sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, die owerhede in die lug. En hy wil dit van jou weerhou. Van hierdie oomblik af moet alles in jou lewe by jou skulddelging aansluit. En dit wat jy bely oor jou finansiële voorspoed. Wat is dit? Jou belydenis. Jou meditasie oor God se woord. Wat jy sien en hoor. Jou lof en jou aanbidding, jou gebedslewe, jou kuiertyd met medegelowiges. En dis baie belangrik, kyk hoe jy daar praat, kyk hoe jy daar sosialiseer, wat jy lees en ook waarna jy luister. Moenie na die twak op sosiale media, YouTube en dit luister nie. Luister wat die Here vir jou sê. So wat doen ek nou? Ek plaas intensiewe druk op dit wat reeds deur die woord Jesus Christus vir my beloof is. Daar is in die natuurlike sfeer 'n verskil tussen groei en ontwikkeling. En dit is belangrik om hierdie te verstaan, want 'n mens groei verby puberteit tot volwassenheid. 'n Kind groei outomaties, hy groei net. Maar ontwikkeling is egter anders. Ontwikkeling verlang druk. Jy moet druk toepas op spiere om dit te ontwikkel. As jy jou spiere wil ontwikkel, gaan jy druk op daardie spiere met uitoefen deur gewigte op te tel. Olympiese atlete lig nie net alleenlik gewigte op en hoop en bid dat, jy weet, vaste bid 2 dae voor die tyd dat hulle daai gewigte gaan optel nie. Nee, hulle oefen. Hulle span hulle self in. Hulle kry visie, 'n mental picture of a future state van hoe hulle daai gewig gaan optel. En jy moet hierdie vir jouself begin visualiseer. Ek en Traan het vir ons 'n droombord gemaak jare terug, en op daai groot droombord, ons het al die skilderye, alles van ons huis afgehaal. Ek wil niks eens anders gesien het, dit is net wat ons gekies het om te doen. Ons het televisie afgesit, ons het alles net gekanselleer, en ons het net gefokus op hierdie bord, sy visie vir ons lewe, en wat ons vir hom het. Ons het ons behoeftes daarop gesit, maar ons het ook koninkryksbeginsels, wat ons wil gee, wat ons wil saai, en wat ons wil doen daarmee. Ons het geloofsdruk, en dat ons daai saad begin saai. So, daai atleet, sy verstand, sy konsentrasie is in elke beweging, hy is gefokus. En dieselfde met die beloftes van God. In die uitvoering van God se beloftes, het jy nodig om geloofsdruk uit te oefen. Dit word intensiviteit genoem. Druk, gryp dit, alles wat ek doen, alles wat ek sê, alles wat ek lees. Ek dink julle kry die boodskap. Julle hoor wat ek probeer sê. Alles wat doen is gefokus op skulddelging. Ek gaan hierdie belofte met geweld aangryp en daar's niks wat my gaan keer om dit te kry nie. Kyk gou wat sê Johannes 62 vers 6 tot 8. Jesaja, nie Johannes, Jesaja 62 vers 6 tot 8. Hoor nou mooi hierdie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes. Moenie rus nie, laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem jou bevestig en maak tot 'n lof op aarde. Die Here het gesweer by sy regterhand en by sy magtige arm. Die Here het gesweer deur die wonde van Jesus dat hy 'n verbond met ons bevestig. En ek gaan nie dat die duiwel dit vir my weerhou nie. Ek gaan dit gryp. Ek gaan dit in beslag neem, want dit is my erfenis. Dit gaan nie vir my gesteel word nie. Net soos wat Johannes 10 vers 10 vir ons sê, dat Jesus het gekom om vir ons die lewe en dit in oorvloed te gee, sê die B-gedeelte van daai vers, Johannes 10 vers 10, dat die vyand kom om dood te maak, te steel, te slag en te verwoes. Hy kom om dood te maak, te steel, te slag en te verwoes. Ek gee nie die duiwel vir alle skuld nie, ek is meer as oorwinnaar in Jesus, maar moenie toelaat dat hy van jou steel nie. Moenie toelaat dat hy van jou slag nie. 'n ander uitdrukking wat die Grieks gee, is vir bestormers gryp dit met geweld, is om druk te plaas of druk uit te oefen. Die rede waarom baie Christene nie daardie manifestasie van God se belofte sien nie, is omdat hulle nie druk daarop uitoefen nie. Versoeking is niks anders as druk wat op ons uitgeoefen word nie. Druk van pornografie of druk van alcohol of van drugs of van te veel TV kyk, net ure voor die TV sit, al die dinge, dis druk. Dis sonde wat druk op jou plaas. Net so wat ons ook geloofsdruk plaas op die beloftes wat ons toekom deur die woord. Onthou nou Josua 1 vers 8, hierdie boek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nauwgezet kan handel
volgens alles wat daarin geskrywe is, want dan sal jy in al jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Wanneer jy iets wil hê, gryp, seize it. Jy gryp dit. Ons moet gewelddadig aggressief word in hierdie. As ek vandag vir jou my kar sleutel so uithaal, en ek sê vir jou, dat hierdie kar is joune, wat gaan jy doen? Jy gaan deur daai skermbel klim, jy gaan my bel, jy sê, Steven, ek het dit ontvang, ek kom dit haal. Nou. Jy gaan nie eers wag tot môreoggend, jy gaan my onmiddellik laat weet. Ek kom dit nou vat. Dis wat jy moet doen. So, gryp dit. Gaan en gryp dit. Gryp dit. Jy weet, dat dit is die wil van die Here vir jou, om jou te genees, gryp dit, vat dit. Dis sy wil vir jou om heel te wees, gryp dit. Sy wil vir jou om voorspoedig te wees, gryp dit. Maak dit jou eie. So, na een gebedjie gee jy nou op? Nee, ons werk nie so nie. Na een saad wat jy gesaai het, en nog nie hoes gesien het nie, nee, dit werk nie so nie. Jy hou aan, jy is konsekwent om hierdie te doen. Raak ernstig hieroor. Ek sal die belofte verkry. 1 Korintiërs 9:26 sê, ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek hoop net in hierdie tyd jy is nog onseker nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. I'm not just shadowboxing or playing around, sê die Phillips Translation. So as jy regtig uit skilte wil kom, as jy regtig hierdie besluit wil voltooi, gaan dit geloofsdruk verg. Druk deur. Dis tyd om ernstig te raak. Stem jy nie saam nie? Tyd om ernstig te raak. Dis tyd om klaar te speel met luiheid. Daai cruise attitude wat ons het, wat die meeste Christene het. Dis nie 'n gesindheid van, dit behels nie regtig al hierdie nie. Nee, dit behels al hierdie. Dis wat dit verg. God is in beheer, en hy is in beheer, maar dit gaan vat dat ons dit moet gryp, in beslag moet neem, en ek sê weer eens, dis nie dat God dit wil vir ons weerhou nie, dit wil deurbreek in ons lewens, ons moet dit hierso vrylaat. Ons het nie 'n gesindheid van, sera, whatever will be. As dit die wil van die Here is, moet arm wees, dan sal ek arm wees. Nee, jy weet wat die wil van die Here nou is. As dit die wil van die Here is, dat ek nie hierdie deurbraak gaan sien nie, dan sal ek daarby berus. Nee, dis 'n leuen. Want hierdeur moet die Vader verheerlik word. Dis sy wil vir jou. My toekoms hang nie net alleenlik van my af nie, of wat die Vader ook al besluit nie. Ek het geen beheer oor nie. Nee, dis nie wat jy gaan sê nie. Jy het beheer daaroor. Jy het beheer oor jou redding gehad. Jy het beheer oor besluite wat jy neem in jou lewe, want God het ons daai vermoë gegee. You are a free moral agent. Moet nooit kom en sê, wel, God is in beheer nie. Nee, God het hierdie aarde en jou lewe in jou beheer gesit. Hy het ons die autoriteit gegee, begin te heers daaroor. Ek wil graag afsluit met 'n gebed vir jou, en ek bid hierdie oor jou, en jy kan saam met my bid op die skerm daarso. My hemelse Vader, ek kom voor U deur die bloed van Jesus, U Seun, my verlosser. En net soos Jabes U genader het om 'n lewe van stagnasie agter te laat, so kom ek ook voor U, en ek laat stagnasie agter my. Ek groet dit. Here, ek weier om stil te staan. Vergroot my grense. Van vandag af, net so Samuel oor die lewe van Saul geprofeteer het, is ek 'n kaptein en 'n leier in my veld. Van vandag af is ek eerste en nie die laaste nie. Ek is 'n heerser en nie die een wat regeer word nie. Van vandag af gaan my lewe vorentoe en nie meer agteruit nie. Mense reik uit na my om 'n seën vir my te wees. Ek sal nie meer geïgnoreer word of oor die hoof gesien word vir bevordering nie. En ek vra dat stagnasie agter my moet wees en dat vergroting en vermeerdering voor my sal wees, en ek kies om dit te wees dan so vandag. Here, laat U hand van goedheid op my lewe rus. Laat U hand van krag oor my lewe wees. Here, beskerm my lewe vandag teen alle kwaad. U woord verklaar dat geen kwaad sal my oorkom nie. El Gibor, my magtige God, toon U sterk namens my. Almal wat teen my is, sal daar niks van kom nie. Wie teen my vergader, sal nie voor my kan staan nie. Laat die 4 winde van God my in my bestemming inbring. My Vader, U is my skild en my beskermer in elke situasie.
Ek is nie bang vir 10.000 mense wat al self teen my opgestel het nie. Want U, o Here, is my heerlikheid en U is die een wat my regop laat staan. Ek dank U, allerhoogste God, dat ek uit alle beperkings en onvrugbaarheid nou breek in Jesus naam. In my doen U buitengewoon oorvloedig en bo maat. Van vandag af werk persoonlike onvrugbaarheid nie meer in my lewe nie. Van vandag af is my lewe verborge in Christus Jesus. En ek is meer as oorwinnaar deur hom nou. Hy laat my seëvier en my altyd die oorwinning behaal. Halleluja daarvoor. U wat mag het om te doen ver bo alles wat ek kan bid of kan dink, volgens die krag wat in my werk. Van vandag af werk onvrugbaarheid nie meer in my lewe nie. Dit het geen krag meer nie. My lewe is verborge in Christus Jesus. En ek is meer as oorwinnaar deur hom. Hy laat my seëvier en altyd die oorwinning behaal. Sela. Prys die Here hiervoor. Ek seën jou, geseënde van die Here, bly gefokus en gaan vooruit in jou nuwe lewe in Jesus naam. Amen.